Goeiemôre Suid-Afrika. Dit is Woensdagoggend, die 8ste April en dit is op die oomblik 3:00 in die oggend Suid-Afrika tyd, in die tyd wat ek hierdie video maak. En daar is breaking news vir die Iran-oorlog. President Trump het sopas aangekondig na Iran op die laaste minuut 'n versoek gestuur het deur Pakistan om nie 'n strike te doen nie, dat hulle sal die Strait of Hormuz oopmaak en daar sal onmiddellik 'n twee-sided ceasefire wees vir die volgende 2 weke ten minste. Dit beteken nie een van die twee kante, Amerika en Israel, of Iran sal strikes doen op die ander een nie, vir 2 weke om die partye kans te gee om die finale deal uit te stryk, punte te check en dan te sign. President Trump het baie duidelik gestel dat die Amerika het hulle objectives bereik met in terme van konvensionele objectives, militêre objectives. Dis nou in Iran se kant om daai stryd oop te maak en hulle kan van die deal buite kom, en as hulle dit nie wil doen nie, dan gaan hulle strike en dis klaar. So net voor die sperdatum verby is, wat hy vir hulle gegee het hulle gekom vorentoe met hulle kant af. Met 'n deal wat president Trump sê, hy is optimisties, maar hy het alle opsies nog steeds op die tafel. Geen magte gaan weggetrek word waar hulle is op die oomblik nie. Hulle bly op 'n gereedheidsvlak. As Iran net eenvoudig enige iets skiet in die rigting van sy buurlande of Amerikaanse teikens, dan sal daar volle stryk op hom kom. Dan gaan daar vol geretaliate word, soos daar oorspronklik beplan is. Intussen het ons gister gesien hoe Iran sy eie populasie ingespan het, vrouens en kinders, meestal vrouens en kinders, om bo op brugte en om kragstasies saam te trek, om te verhoed dat Amerika hulle strike, om dit te gebruik as 'n propagandatool, so as Amerika hulle strike, om te sê, kyk hoe skiet Amerika die vrouens en kinders. Tipies wat hulle is, die radikale moslim regime. En ek wonder ook wat 'n storie hy vir daai mense gespin het om hulle te kry onder dwang om daar te gaan staan. Want as jy kyk op die brug waar hulle staan, en lyk dit of hulle daar is want hulle daar wil wees. So, hulle weet nie alles wat op die internet aangaan nie, hulle weet dalk nie alles van die strike wat kom op daai plekke nie, en hulle daar gaan deelneem aan iets wat vir hulle gesê is om deel te neem. En jy weet ook hoe die populasie onderdruk word in die laaste 20 jaar, so hulle is tentoon daar onder drang gewees, en bang hulle gaan geskiet word as hulle dit nie doen nie. So, die mense kan 'n sig van verligting bring, almal om die wêreld,